Goeiemiddag almal, baie welkom. Ek wil vandag 'n stukkie met julle deel uit Maranatha en dit is bekend as die les van Bethlehem. Maar voordat ons deur die stukkie gaan, kom ons buig die hoofde. Here, baie dankie vir die voorreg om bymekaar te kan wees. Ons vra dat U ons sal aanraak en ons nader aan U trek en help dat ons hierdie gedeeltetjie in gedagte kan hou vir die week wat voorlê. Amen. Hebreërs 9 vers 28 sê: So is Christus ook eenmaal geoffer om die sondes van baie weg te neem. As hy die tweede keer verskyn, kom hy nie in verband met sonde nie, maar om verlossing te bring vir die wat hom verwag. Tydens Christus se eerste koms kon die priesters, die skrifgeleerdes van die heilige stad, aan wie die waarheid van God toevertrou was, die tekens en tye gesien het en die koms van die beloofde een verkondig het. Die profesie van Micha het sy geboorteplek aangewys en Daniël het die tyd van sy koms voorspel. God het hierdie profesie aan die Joodse leiers gegee. Hulle sou sonder 'n verskoning gewees het en hulle kon nie gesê het dat hulle nie geweet het wanneer dit sou plaasvind nie. En hulle kon ook nie gesê het dat hulle nie geweet het dat die koms van die Messias naby is nie. Hulle onkunde was die gevolg van sondige nalatigheid. Al die mense moes wakend en wagtend gewees het, sodat hulle onder die eerstes kon gewees het om die verlosser te verwelkom. Maar kyk, in Bethlehem stap 2 afgematte reisigers van die berge van Nasaret af, die hele lengte van die straatjie af, na die oostelike deel van die dorp en tevergeefs soek hulle 'n rusplek en 'n herberg vir die nag. Geen deure is oopgemaak om hulle te ontvang nie. In 'n elendige stal vir vee ingerig, het hulle uiteindelik 'n bietjie skuilings gevind en daar is die verlosser van die wêreld gebore. Daar's geen bewys dat Christus verwag is nie. Daar's ook geen voorbereiding gemaak vir hom nie. In verbasing wou die hemelse boodskapper na die hemel met hierdie skandelike tyding terugkeer, toe hy 'n groep herders opmerk wat besig was om in die nag wag te hou by hulle kuddes, en wat hulle oë opgehef het na die sterre en gedink het oor die profesie van 'n Messias wat na die aarde sou kom. En hulle het gewonder wanneer sou hierdie lang verwagte koms van die verlosser plaasvind. Hierdie groepie was gereed vir die hemelse boodskap en skielik het die engel van die Here verskyn en die boodskap met groot vreugde aan hulle verkondig. Wat 'n les is daar nie in hierdie verhaal nie. Hoe bestraf dit nie ons ongeloof, ons hoogmoed en ons selfvoldaanheid nie? Hoe waarsku dit ons nie om op te pas sodat ons nie deur ons onverskoonbare onverskilligheid ook sal versuim om die tekens van die tye te sien en dus nie gereed te wees vir die dag van die wederkoms nie. Broers en susters, dis nogal 'n ernstige boodskap. Ons moet gereed wees vir die Here se koms. Kom ons buig die hoofde. Here, baie dankie dat ons weer eens herinner kon word. En hoewel ons miskien nie weet presies wat die dag en die datum is nie, weet ons dat U volgende koms is voorhande. Dit is op pad, haastig. Ons vra, Here, dat U ons sal help om gereed te maak. Binne in ons verhouding veral, maar o Here, in alles wat ons doen, help ons om te onthou, U is op pad. Ons vra dat U ons sal help om gereed te wees, maak ons harte sag en ontvanklik en wil U ons voorberei. Ons vra dit alles in Jesus se naam alleen. Amen. Baie dankie julle, totsiens.